Ons nou. Ek hou nie van sulke oggende nie, ek moet nou maar eerlik met julle wees. Hier binne my breek het my. Dankie. Ek praat met ons oor iets, en dis hoekom dit vir my moeilik is vanoggend, want ek voel, dit waaroor ek met ons praat, is iets wat ek nou vir julle prakties wil wys. En nou moet ek sit. Maar is oké. Ek praat met ons oor in aksie. Nou, ek en jy het baie keer die gewoonte, baie keer die manier, om ons geloof te betwyfel altyd heel eerste. En die vyand het die manier om dieselfde te doen. So ek wil volgens vir jou 'n vraag vra, dat is dit wat jy glo of eerder jou geloof genoeg? Is dit genoeg om te glo vir iets beters? Of is dit beter om geloof te hê en dit te leef? As jy soos, wag, wat? Ja. Is dit beter? Is dit beter om te glo in iets, of is dit beter om in geloof te leef? Janine, wag nou, ek moet eers klaar preek. Dankie Janine dat jy antwoord. Jy sien, want ek en jy die manier, ons sal iets glo, maar ons sal nie dit leef voor ons dit sien nie. Nee? My vrou, kyk sy hier vir my. Jakobus 2 vers 17, begin met iets interessant, en is 'n lang gedeelte wat ek wil vir lees. Hy sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Ons ken hierdie skrif. Geloof sonder werke is dood, nee? Ons ken dit, goed. Hy sê, maar niemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Hy sê eintlik, niemand sal dit sê nie, maar ons doen. Hoekom? Want ons sê, seeing is believing. Nee? Ons sê, seeing is believing. Dankie, hierdie, ek weet nou gaan met die kant nie. Ons sê, seeing is believing. Ons doen dit. Ons sê nie, believing is when I see it nie. Nee, ons doen. Amper vang ek julle. Dan sê hy, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is? En sê hy, is Abraham ons vader nie uit werke geregverdig toe Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamwerk met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is so vol wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En in Rahab die hoer, sê ek dit nou in die kerk, nie ook net so sy geregverdig uit die werke toe sy die boodskapper ontvang het en met ander pad weggestuur het nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so ook is geloof sonder werke dood. En toe ek hierdie laaste vers lees, toe besef ek eintlik dat dit weer eens vir my en jou kom bevestig. En toe bring hy die gees by dit in. En dit pla my.
Want jy sien, ek en jy het die Heilige Gees, so ons het geen rede om te wag om iets te gebeur voor ek dit glo nie. En hy sê, sonder die Gees is die liggaam dood. So hy sê met ander woorde, sonder die Gees kan ons nie beweeg in geloof nie, ons kan nie die werke doen wat geloof van ons verwag nie, want sonder die Gees kan ons nie. Dan verwag ek en jy van hierdie wêreld wat ongelowig is, wat nie die Heilige Gees ken, of dalk van hom weet nie, en ons vertrou dat dit wat hulle doen is nie dood nie. Hoor gou, hoor julle wat ek sê? Ons verwag hierdie resultate. Ons verwag dit van die vyand. Ons verwag dat hy moet kom. En ons verwag goeie vrug van hom af. Maar daar's nie Gees nie. In die duisternis is die Gees nie, en sonder die Gees is die liggaam dood. So dit wat die liggaam produseer is dood. Ek weet nie van jou nie, maar ek sê van plan om gesprek te hou met iets wat dood is nie. Nee? Nou dit dui op dat die geloof, wil ek eintlik sê, om eg en effektief te wees, met daad en goeie dade te paard gaan. Dis eintlik wat dit sê. Nee? Maar nou sê die skrif, ons kan nie met goeie werk in die hemel kom. Nee? Vanmôre gaan ek so 'n bietjie 'n paar vir jou van jou vrae antwoord op dit. Want ek glo met my hele hart om te sê ek glo, en of om selfs te glo, is nie genoeg nie. Ek is veronderstel om dit uit te leef en dit te glo. En om Jakobus in konteks te verstaan, met die res van die Nuwe Testament wat ons lees, help ons om daardie vraag nogal te beantwoord, want die Here is nogal erg oor dit. En in hierdie spesifieke geval, maak Jakobus hierdie stelling, en hierdie punt oor die evangelie, en hy sê dat dit gemaklik moet wees vir julle om oor te kom, maar eintlik wat hy sê is, al ken ons die evangelie, al ken ek en jy hierdie boek uit ons kop uit, kennis is nie vertroue nie. Kennis is nie vertroue nie. Kan ek 'n goeie stelling maak? Redding. Redding kom nie wanneer iemand instem oor die feite wat hy weet van Christus en die opstanding en die dood nie. Redding kom nie van dit af nie. Redding kom nie in jou kennis nie. Redding kom nie in die feit dat jy weet wat gebeur het nie. Dis nie waarin jou redding lê nie. Jou redding lê in jou geloof. Jy geweet dat geloof vereis geen aksie en geen optrede nie. Nou gee jy sê, maar wag, wat? Dit doen nie. Want in vers 15 en 16 het Jakobus daarop gewys dat bloot om iets te beweer, nie die bewering waar maak nie. Ek hou niks van iemand wat beweer nie. En aanneem nie. Ek het aangeneem. Nee, jy is verkeerd. Jy sien, want wanneer ons aanneem wie die Here is, en beweer wie hy is, maar daar's nie vrug nie, en niemand kan dit sien nie, dan sê hierdie woord vir my, is dit dood. Want jy sien 'n persoon wat sê ek glo, maar niks doen, om so in hierdie oortuiging te leef, om dit te ondersteun nie, wil ek vandag vir jou sê, dan glo jy nie. Maar jou verlossing gaan oor die feit dat ons vertroue in Christus plaas. En die feit dat ons besef dat ons eintlik maar net niks weet nie. En ons moet eintlik maar net die Here vertrou. Maar ek wil 'n bietjie praat oor hierdie leef in die geloof. Want jy sien, baie keer wil ons net goeie goed doen, en dan regverdig ons onsself en sê ek het daarin geglo. So, met ander woorde,
sê die skrif ook vir ons, dat jy kan net deur geloof gered word. Né? So as ek net deur geloof gered kan word, maar ek mis die punt van wat is dit om te glo en wat dit is om geloof te hê, wil ek vandag vir jou sê, is die kerk in gevaar. Want jy sien, dit het belangriker geword om die Bybel te ken en om mense te ken en hulle optredes te ken as wat dit geword het om te hoor wat die Heilige Gees sê en te doen wat hy sê. Julle kyk my vanoggend baie vreemd asof julle nie 'n idee het wat dan gaan nie. Jy sien, ergens het ek en jy op 'n plek gekom en ons het begin glo dit wat ons sien en ons het aanvaar dit is hoe dit moet wees. En dis hoekom ek laasweek vir julle gesê het, gaan toets alles wat ek vir jou van hierdie kansel af sê en gaan toets dit in jou woord en gaan toets dit in jou lewe. Moet dit nie net opeet so soet koek nie. Kan ek vir jou 'n voorbeeld gee? Wanneer is dit nagmaal? Soos Matison. Wanneer dit op die kalender staan. Wanneer is dit nagmaal? Uit jou ondervinding in die kerkwêreld. Wanneer hou kerke gewoonlik nagmaal? Die eerste Sondag van elke maand. Waar? Ek weet, kan iemand vir my die skrif gee? Ek moet nie hierdie hand vertrou nie. Kan iemand vir my die skrif gee? Oor waar staan dit ons moet elke eerste Sondag van die maand nagmaal hê? Weet jy waar gaan dit? Want dan die mense py gekry. Gooi ek nou sommer my Bybel. Dit was nou baie. Dit was nie vir die effek nie. Sjoe. Ek kan niks vertrou wat my hande doen op die oomblik nie. Hallo? En ek wil jou dit sê, my skrif sê so dikwels as moontlik. Né? Nee? Is dit die eerste Sondag van die maand? O nee, wag bietjie, dis die laaste een. Dis voor van julle se payday, hoor, ek wil net sê so. En ek wil vir jou dit sê, ons het geglo en ek is jene. Jy's vanoggend gaan dit regtig sleg in hierdie plek. Loof hom met die tromme. Ja, die kyk. So hoor gou. Wat is ek besig om te sê nou? Dan kan ek eens onthou. Ek was self skuldig aan. Ek het geglo. Dis hoe dit werk, want elke kerk wat ek sien, doen dit. Maak nie saak wat se gemeente jy is nie, maak nie saak wat jou geloofsoortuiging is nie, maar as jy 'n nagmaal glo, doen hulle dit gewoonlik die eerste Sondag van elke maand. En ek het geglo, dit moet so wees. Want dis wat ek gesien het. Toe gaan kyk ek in my skrif en nêrens sê my skrif dit nie, hy sê so dikwels as moontlik. Daarom het hierdie gemeente baie maande 3 keer nagmaal. Daarom het ons gewoonlik, ek probeer met alles binne my die eerste Sondag van die maand skiep. Jy sien wat ons geloofsoortuiging het so geword, dat dit is wat van jou verwag word. Dit is wat ek moet doen. Ek wil vir jou sê, daar sit mense in kerke wat soveel werke vir die kerk doen, en hulle dink, daardeur het hulle verhouding met die Here. Ek wil vandag vir jou sê, jy doen werke vir die kerk, en ons sal vrug op dit wees, maar wanneer jy nie die geloof het, en die rede hoekom jy dit doen nie, is dit dood. Die stoel knyp nou vir my. Ag, okay. Kom ek wys jy dat kan. Ons gaan net die stoel weg. Ai. Gaan nou lekker. Ek hou nie van sulke dae nie, as jy gewonder het. Romeine 8 vers 18 sê, want Paulus sê dit, want ek meen dat die lyding van die huidige tyd nie vergelykbaar is met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie.
Hallo? Nou vra ek myself die volgende vraag af. Ek en jy gee so vinnig op, as gevolg van dit wat ons nou beleef. Ek en jy gee so vinnig op, dat ons vergeet van die beloning wat ons gaan kry, want die stryd van nou is te erg. Let op die woord lyding in teenwoordige tyd, want Christendom gee ons nie 'n vrypas van lyding nie. Om Jesus te ken, is nie 'n kom uit lydingkaart weg nie. Weet jy hoekom die meeste mense ophou kerk toe gaan? Hoekom die meeste mense ophou verhouding met die Here het? Is want sodra dit swaar gaan, en die Here hulle nie bless nie, en dit nie heeltyd met hulle goed gaan nie, dan dien hulle nie meer die Here nie. Dit is die waarheid. Kan ek dit bietjie verder vat? Eers ek is nou bang, maar ons verstaan sekere beginsels in die woord so verkeerd, dat wanneer dit nie in vervulling kom nie, is ons upset met die Here en ons hou dit op doen. En laat ons doen. Kan ek 'n close to home een doen? Is dit reg? Kan ek 'n close to home een doen? Is dit reg? Sit gaan jou safety belt. Hier kom 'n close to home ene. In die week bel iemand my. Pastoor, ek gee al vir 3 maande my 10de vir daai kerk en ek wil vir jou sê daar gebeur niks in my rekening nie. Kan ek is close to home, nee? Ek kan hom opgehou. Ek doen dit nie meer nie. Dan sê ek, wat is dit snaaks? Jy sien, want ek gaan nou nie 'n 10de teaching gee nie, maar ek wil hê jy moet hoor wat ek sê. Om my 10de te gee is 'n beginsel. Dis 'n beginsel. Ons moet dit doen. Ons kan nie verwag die Here moet nou vir my bless, want daai is 'n vals teologie. Ek kan nie geld vir die kerk gee verwag, ek gaan nou geld uitmaak nie. Ons is nie 'n Ponzi skema nie. Die koninkryk is nie 'n Ponzi skema nie. Ek belê hierdie en ek gaan hierdie terugkry. Dit werk nie so nie. Ek en jy is dalk ergens en ek was self verkeerd geleer in my lewe want ons word geestelik gemanipuleer. Hoor vandag vir my, jy moet jou 10de gee want dit is 'n beginselsaak. As jy die woord sê gee dit en of sal seën oor jou lewe wees. Al die fasette van jou lewe. Nie net jou beursie nie. Maar ons hardloop met dit want ons glo dit. Ek wil vir jou sê, waar jy opbrengs kan verwag is wanneer jy saad saai buite in jou 10de. Want dan het ek saad gesaai en dan kan vrug opkom. Spreek nie meer oor 10de nie, ek wil net so sê. Maar Here, dit gaan so swaar met my finansies. Waar is jou 10de? Nee, maar ek kry niks terug nie, ek het daai getraai. Here, ek word nie gesond en ek hou aan bid en ek gaan na almal toe. Ek sê, maar het jy alself met die Here gepraat? Hoekom probeer ons iets verstaan wat nooit gesê is nie? Ek het dit laasweek gepreek. Want hierdie woord leer my vir my en jou om te glo asof dit reeds gebeur het. Ek wil vir jou getuienis gee vanmôre. Ek het regtig gehoop, maar never mind. Een van my vriende gaan in vir 'n operasie. En dokter kom, hulle moet 'n gewas uitsny. Die dokter sê vir hom die kans dat jy gevoel in jou voet gaan, die funksie van jou voet gaan verloor is baie groot. En ek hoor dit en ek sê nee, dit gaan nie wees nie. En ons bid. En ons staan op die woord. Ons vertrou dit. Ons vertrou wat die Here sê. Ons weet dit, ons aanvaar geen negatiewe uitspraak nie. Niks nie. Toe hy uit die operasie wakker word, toe beweeg hy dadelik sy tone. Onmiddellik. Dis nou 3 weke, volgende week is die 4de week, hy moet 6 weke op krikke gewees het, en loop al 'n week op sy voete. Dis die God wat ons dien. Jy sien, want wanneer ek en jy nie staan op dit wat ons glo nie, hoor gou vir my, ek sê dit baie mooi, want ek het gehoor, die kennis, dit wat hulle sê moet gebeur, gaan gebeur, want ek het dit gehoor. Maar geloof is wanneer ek reeds dit leef, asof ek dit nie gehoor het nie. Jy sien wat ek en jy raak te gemaklik om net te doen. Ek en jy raak net gemaklik om so vinnig as moontlik die negatiewe goed te glo. En dis waar hierdie skrif in kom dat geloof sonder werke is dood. Want die een kant van dit is, ek kan nie sê ek glo iets, maar ek leef dit nie. Ek beklei nie met julle nie.
Maar ek raak so moeg, dat ek en jy die Here blameer, vir goed wat deur ons gaan, want jy glo nie. Jy het nie geloof nie. 2 Korintiërs 5 vers 6 en daarom terwyl ons almal gevul is met die goeie moed, en vol vertroue hoop en met die wete dat altyd, terwyl ons in die liggaam tuis is, ons van die Here afwesig is, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ekskuus. Die verkondiging van die waarheid van Christus aan hierdie wêreld, wat Petrus probeer doen het baie lyding gebring. Hulle was deur baie lyding, en ek wil vandag vir jou sê, ek dink dat as die kerk vandag, ek en jy as kind van God, moet deur die lyding gaan wat hulle gegaan het, was die kerk baie leer, as wat hy vandag is. Want die Here vrywaar ons van dit. Ok, ek gaan dit dan nie sê nie. Kan ek jou 'n vraag vra? Jy was al in die tronk. Nee, ek praat van die oornag verblyf met die kombers wat juk. Het ek gehoor. Ek het nog nooit van iemand gehoor in die tronk wat sing en jubel en die naam van die Here groot maak, want die Here was die rede dat hy in die tronk is. Van wie praat ek? Ek het nog nooit van iemand gehoor wat die ou wat jou in die tronk sit, so baie like dat jy 'n liedjie oor hom skryf nie. Nee? Het jy al so iets gehoor? Ek kyk al hierdie lawyer stories op die TV. Ek het nog nooit gesien dat die ou wat beskuldig word vir die prokureur wat hom cross-examination vir hom sê, "Oh, yes, ek love jou, jy's so amazing. Neem my op vlek." Het jy dit al ooit gesien? Dit gebeur nie. Nee? En hierdie manne sit in die tronk vir Jesus, vir dit wat hulle nie geglo het nie, maar vir hulle geloof. Jy sien, want hulle sien in hulle lewe in geloof, en jy reg hiervoor, het dood ingesluit, het pyn ingesluit, het lyding ingesluit, het teestand ingesluit, het uitdagings uitgesluit, maar laat daar nou net iemand onpartydig in jou lewe doodgaan as jy kwaad vir die Here. Laat ek nou net 'n bietjie teëspoed moet beleef, dan is ek kwaad vir die Here. Hallo? Dit is nodig dat ek en jy begin doen wat ons glo. Ek vra in die week vir iemand, glo jy in gebed? En hy sê ja. Ek sê, maar ek sien jou nooit bid nie. Nou, ek bid by die huis, ek sê, ga jy maar glo, hè? Jy sien, ons almal het 'n hinkering om vir die Here te lewe. And you cannot deny that. Want dit is in jou DNA. Jy kan maar ophou begin klei teen dit. Kom in 1 Korintiërs 1 vers 6 tot 9, hy sê, so is die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe afstaar nie, terwyl julle mag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook al bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. Hoekom gee ek vir jou hierdie skrifgie? Toe ek hierdie skrifgie kry by die Here, toe sê ek, Here, dit pas nie in nie. En toe lees ek 2 goed raak. Vers 6, die heel eerste vers. Soos die getuienis aangaande Christus Jesus bevestig is onder julle. En ek wil daar begin.
Wat is jou getuienis nog van Jesus in jou lewe? Daar's 'n paar trigger points in my en jou lewe wat ons geloof kom steel. Weet jy wat is die heel eerste een? Kom. Hulle sê finansies, wat sê julle? Gesondheid, kom. Werk. Kom. Weet jy wat steel my getuienis van Jesus? Wanneer mense wat geroep is vir hom, wat ek weet hy meer 'n doel het, nie daaraan glo nie. En dan natuurlik geld, my vrou, honde. Nee, ek joke. Dis net 'n grapie, ek kyk of julle hier is. Kan ek jou sê wat steel jou geloof? Sodra jou gemak weggevat is. Sodra my gemak aangetast word, is my geloof by die deur uit. Dan begin ek planne maak. En ek begin kyk, hoe kan ek maak? En ek begin kyk, wat se goed kan ek doen? Nee? Here, jy vat nou te lank, ek sal self regkom, dankie. En as dit werk, ag, die Here het my so 'n great idee gegee. Ek het dit gaan doen. Die bank was vir my goed. Ek neem aan ek het op tone getrap en op tonge. Hallo? Jy sien, wanneer ek hierdie eerste gedeelte lees, is my vraag altyd, jou geloof het nie werke nie, want jou getuienis van Jesus is nie daar nie. Ek het agtergekom, is baie makliker om vir iemand anders te sê, die Here gaan jou versterk en ek kan vir hulle skrif gee, maar dit is moeilik om vir jouself skrif te kry. Weet jy hoeveel keer lees ek hierdie Bybel, en gee die Here my skrif, en ek soos, hierdie is 'n amazing preek. As die Here sê, dis nie vir hulle nie, is vir jou. As ons Here, maar hulle moet dit ook weet, want sien ek is 'n deler. Nee? Weet jy hoe moeilik is dit vir my as Bucks, om baie keer 'n skrif vir myself te vat, as ek weet, dit gaan so baie van julle ook bevry. En weet jy wat vat dit weg? Weet jy wat maak dit moeiliker? Die feit dat ek moet vir die Here vra, Here, asseblief, kan hulle wat my hoor, hulle wat my sien, maak asseblief seker dat hulle daai woord nie mis nie. Want hy het vir jouself 'n woord, wat ek nie vir jou kan gee nie. Weet jy wanneer kry ek en jy daai woord? Weet jy wanneer kry ek en jy daai waarheid? Wanneer ons ophou glo en ons bietjie in ons geloof wandel. Ag Here, ek bid asseblief vir geduld. En dan môre wag jy vir Mr. Delivery om geduld af te laai. Nee? Takealot. Gaan by gou by Takealot en tik in patience, kyk hoeveel kos dit. Wag, gaan tik in geloof, kyk of haar prys is. Gaan tik in heiligmaking, gaan tik in my redding. Tik dit in, kyk of jy dit kry. Jy sien, want ons vra die Here vir goed, maar ons is nie bereid om dit te leef nie. Ag, julle ken hierdie kliseë. Julle ken dit so goed. Die Here gaan nie vir my geloof gee nie, hy gaan my geleenthede gee om my geloof te wen. Nee? Jy gelukkig niemand in hierdie kerk wat so klink, so ek's veilig. Nee? Ons doen dit. Ons sê, en hier is my die volgende vals getuienis van wie Jesus is. Die Here gaan nie vir my geloof gee nie, hy gaan my geleenthede gee om my geloof uit te toets. En die eerste geleentheid wat jy kry, dan vuil jy in jou sussie in. Ons is verby. Nee? Nee, ek praat met verkeerde kerk. Lyk my, hulle sukkel nie met dit nie. Here, hulle is so heilig. Nie waar nie? Here, jy kan my in enigiets toets, Here, maar net nie vir dit wat my gemak wegvat nie. Asseblief, Here. Here, ek is nou 11:00 in die aand, ek gaan nie nou ry om vir hierdie ou te gaan bid nie. Here, ek wil net gou by jou hoor, hierdie is nou nogal 'n tawwe maand, is dit oukei as ek volgende maand regmaak met jou?
Jy sien, wanneer ek en jy wandel in die geloof, en ek wil vandag dit so ver vat om hierdie vir julle te kom sê, en ek voel is nodig. Nels is ons tesourier. Hy sê altyd, bid jy, ons sal glo. Rarig, vra hom, wat hy gaan nou wegkruip, maar introverte. En nou die dag, praat ons so, en ons klomp tegnologie en klomp dinge, en dan, as ons al hierdie goed deurtrek, en ons kyk na die kerkse finansies, dan weet ons nie hoe dit partykeer sin maak jy maar dit doen. Want ons glo nie, ons het geloof in dit wat die Here doen. Jy sien, ek het al hoeveel keer gesê, ek weier om te bid vir iemand vir genesing, en my woordeskat is as dit U wil is. Dis nie iets wat ek hier binne lees nie. Geloof is wanneer ek bid, terwyl ek sien, hierdie persoon gaan dit nie maak nie, maar ek bid asof hulle gaan. Op baie rukkie terug iemand my, wat in ons gemeente was, en sê, jy het by die hospitaalbed gestaan en geweet. Ek sê, wat bedoel jy? Sê, jy het geweet. Jy het geweet, dis die einde. Maar jy het gebid asof dit nie is nie. En jy het ons almal hoop gegee. Jy het ons almal laat glo. Ek sê, ja, ek het gebid, ek het nie geprofeteer nie. Vang jy wat ek sê? As ek bid, asof dit bestaan, is ek besig met geloof. Ek is besig om te glo, dit wat ek al gesien het nie. Want dis die werke waarvan hierdie skrif praat. Hy praat nie van, jy moet vir die kerk 'n nuwe blom koop nie. Hy praat nie van, jy moet hierdie gaan doen vir iemand anders, of hulle tuin gaan skoonmaak, want ons wil altyd dink aan die harde werk. Hy praat van, ek moet dit leef. Dis die werke waarvan hy praat, ek moet dit leef. Kan ek 'n laaste vraag vra? Hoeveel van julle leef asof Jesus opgestaan het uit die dood uit en die dood oorwin het? Moet mooi ding voor jy dit antwoord. Want dit beteken you are not afraid of dying. En vir Pella tot te sê, wil nie so aan Buks ry nie, want Buks is nie bang vir die dood nie. Ek is nie bang vir die dood nie. Van die dood sal vir my 'n wins wees. Maar terwyl ek nog nie daar is nie, moet ek en jy deur hierdie pad gaan. Wat? Dood, lyding, teleurstelling. Al hierdie dinge is daar. Ons is nie gevrywaar van dit nie. Maar die manier hoe ons dit hanteer en hoe ons daardeur gaan, daarvan is ons verseker. Dan sê 2 Korintiërs 4 vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie. Hy praat nie van julle nie, hoor. Hy praat van hulle daai tyd. Want van julle let maar baie op die sigbare dinge. Nou nie julle nie, ek praat ons van ander kerkmense. Maar is die waarheid? Nou dag vertel iemand 'n getuienis oor iemand wat genees het. Hulle sê, dit is al video's, al nie foto's, is dit nie gebeur nie. Dis hoe ons geïndoktrineer word in hierdie wêreld wat ek en jy in leef. As daar nie bewyse is nie, het dit nie gebeur nie. Kan ek vandag vir jou sê, as daar nie bewysing van bekering is nie, het dit ook nie gebeur nie. So die bewyse gekom het van geloof nie, het dit ook nie gebeur nie. Hoe lyk daai bewyse? Is wanneer ek wandel in dit asof dit al reeds gaan gebeur. Sê maar ons let op die sigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Hoor gou hoe amazing is dit wat hy daar sê. En ek dink ons het hierdie al baie gesien. Ek en jy weet nie wat die Here vir ons inhou. Of wat ons weet is it will be good.
Jy sien, want daar's meer waarde wanneer ek glo asof ek dit nie sien nie, as wat ek sien en dit dan nie eens glo. Want sien en glo is ongeloof. Glo en sien is geloof. So vandag wil ek jou kom bemoedig deur 'n klomp dinge. Want jy sien, ons vergeet baie keer om moed te hou. En vanmôre wil ek vir ons sê, hou moed. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons ken dit ook. Maar vanmôre wil ek vir jou dit kom sê, hou moed. En kom doen dit wat die Here sê. Leef in jou genesing. Leef in jou krisis. Lewe dit dood. Staan op sy woord. Kom dit wat sy woord sê na. En ek wil vandag vir jou sê, ons kan definitief terugkyk oor ons lewens en ons gaan baie goeie dinge kan sê as slegte dinge toe ons op hierdie woord vertrou het. Toe ons hierdie woord geglo het. En ons het definitief getuienisse van wanneer ons op ons eie insig staat gemaak het. En ek wil vandag vir jou vra, wat is jy nog bereid om te verloor voordat jy luister? Wat is jy bereid om aanhou te verloor? Wat is die prys? Ten koste van wat is ek bereid? Want hierdie skrif, hierdie woord sê vir my, dat die beloning is groter vir die dinge wat ons nog gesien nie. Maar ons glo asof dit daar is. Wat wil jy nog verloor? Hoeveel is jy bereid om prys te gee? Voordat jy begin. Want ek wil vandag vir jou sê, en ek kan dit getuig in my eie lewe, en ek is baie keer skuldig ook aan, vra my vrou. Sy sit met sulke groot oor, die mense gaan dink die pastoor bid nie. Er kom 'n plek, wanneer goed gebeur in jou lewe, wat jy net eenvoudig moet sê, Here, ek gaan nou maar net op U vertrou en glo. Maar dit moes die beginpunt gewees het. Nie die laaste uitwegpunt nie. So hou moed. Leef dit dood. En moenie gaan werke doen om jou geloof te bewys nie. Dra vrug. Dra vrug. Ons het die Here vertrou. Dan die beste ek wil jou gebruik as 'n voorbeeld as ek mag. 'n hele klompie rukkies terug. Het Theo Andrei wat aan die Bessie gebid, onthou jy dit? Toe jy op suurstof was. En na daardie gebed het jy ooit weer suurstof gevat. Jy het nie weer suurstof nodig gehad nie. En kan ek jou vandag sê hoekom nie? Want aan die Bessie het haar geloof geleef. So is nou infiltrasie. Nodig vir niks verder nie, want alles is weg. En so kan ek vir 'n klomp van julle kyk, wat stories het, van waar jou geloof jou deurgedra het. Hoekom sal ons nou opgee? Hoekom? Jy sien, dit is tyd dat ek en jy weer vas staan op dit wat hierdie tafel vir ons beteken. Dit is tyd dat ons weer vas staan op dit wat hierdie woord sê wat die waarheid is. So ek wil vanoggend hierdie diens afsluit met nagmaal. En ek wil hê jy moet twee dinge doen vanoggend wanneer ons by hierdie tafel kom sit. Nommer 1 is jy moet vir die Here jammer sê. Jammer vir die kere wat jy gewag het om dit te sien voor jy dit glo. En tweedens, vanmôre wil ek hê jy moet by hierdie tafel kom sit en vir hom sê dankie. Want al was ek ongelowig, het U nog steeds. Ons verdien dit glad nie. Maar hy is nog steeds getrou. So kan ek jou vanmôre nooi om na hierdie tafel toe te kom. En dan hierdie brood te eet en te vra, Here, help my, sodat my geloof in werke kan intree. Dat ek dit sal doen,
dit sal leef. So Vader, ek kom bid. Here, ek kom bid, Vader, vir die kere wat ons dit gemis het. Ek kom bid, Here, vir die kere wat ons dit nie geleef het nie, vir die kere, Here, wat ons ongeloof gespreek het, sonder dat ons dit besef het, sonder dat ons dit agtergekom het. Maar kom bid, Here, dat U eers as die twyfel uit ons monde uit ons harte uit sal vat. Ek kom bid, Here, dat U vanmôre sal kom, en Here, die getuienis van wie Jesus is, wat die gawe van profesie is, terugbring in ons harte, sodat ons geloof versterk kan word, sodat ons kan doen dit wat U van ons verwag. Al is dit moeilik, al weet ons nie hoe nie, al verstaan ons nie hoe nie, maar ek wil jou vanmôre, Here, kom pleit ek, Vader, dat ons U 'n kans sal gee in elke faset van ons lewens, sodat U vir ons kan wys dat U goed is. In ons teleurstellings, in die afsterwe van iets, of die dood van iets, of in ons werksplek, of in ons finansies, of in ons huwelike, waar ook al dit is, Here, kom bid ek, Vader, mag ons U vertrou, dat U vir ons wys U is goed, al is dit nie maklik nie. Kom bid ek dat ons dit sal leef, Here. En mag U daardeur verheerlik word in Jesus naam. Amen.